nee, ek was heeltemal chaoties. Ek Okay. was heeltemal ek was verslaaf aan pornografie, ek was verslaaf aan dwelms. Ek het beginne goed steel by winkels. Dit was just To feed the habit. ja, just Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Hallo almal, vandag is ons by Vistarus hier in Kewega en vandag gaan ek julle saamvat en ons gaan na 'n paar mense se stories gaan luister. So kom saam. Vandag wil ek vir Nadia welkom hierso by Vistarus. Baie dankie dat ons hier kan wees vandag en julle storie deel. Ek is so opgewonde om almal se stories te vertel, maar ons gaan eers 'n bietjie hoor by Nadia oor Vistarus en waar dit begin. So welkom. Yes, baie dankie. Ja, welkom by ons. Dankie. Vertel my 'n bietjie van Vistarus. Sjoe, Vistarus, ons het hierdie jaar ons 28ste jaar gevier. Sjoe. Ons sê net dankie vir die Here dat ons elke dag nog hier is, dat ons staan. Dit is vir ons regtig waar 'n absolute wonderwerk. So, Vistarus was in die ou dae, was dit 'n railway hostel gewees. Wow. Dit was 'n Transnet gebou gewees. My skoonouers, Kobus en Lenet Jacobs, het Vistarus begin daardie jare. In 1998 het hulle hier betrokke geraak. Dit is 'n ongelooflike storie eintlik. Dit is 'n regtig ware wonderwerk. Net toe hulle hier begin het, toe hulle hier betrokke geraak het, is 'n storie in op sy eie. En ja, hulle het na 5 jaar wat hulle hier betrokke geraak het, het hulle hierdie plek afgesit op auction. En éventueel het hulle toe nou die plek gekoop. Maar daar is ook 'n groot wonderwerk. Vir watter rede het hulle toe die plek gekoop? Was dit met die oog om Hulle het gedink eers dit is iets wat hulle gaan doen om mense, soos wat dit was. Dit was vir behuising geweest. Dit was purely geweest om mense te help wat swaar kry, maar hulle het hier gehuur. Hulle was huurders geweest. So in daardie jare was daar baie minder mense as wat daar nou is. Ons het nou 300 volwassenes en 65 kinders wat hier bly. En daardie getal wissel maar gereeld. En daardie jare was daar minder mense gewees, maar dinge was rof gewees in hierdie plek. Hierdie was soos 'n drug house, prostitusie en mense wat baie verkeerde dinge gedoen het, wat hier rondgeloop het. Daar was nie vensters in die gebou nie. Daar was die omstandighede was maar baie sleg. Die water en elektrisiteit was afgewees. So toe hulle hier aankom, was dit regtig vir slegte omstandighede en hulle het net gesien, jy weet, hulle kan hier 'n verskil maak en hulle het baie moeilike jare gehad, daai eerste paar jare om net hierdie plek op standaard te kry, jy weet, wat mense kan lewe met wat is die woord nou, met dignity, jy weet, dat jy vir hulle dit kan teruggee. Maar hulle het ook die swaar kry gesien van die mense in die area wat hier aangekom het en so aan. Op hierdie stadium, wanneer ons mense invat, is daar mense van reg oor Suid-Afrika wat kom na Vistarus toe. En dit is net ongelooflik dat daardie jare was dit al klaar genoem gewees, Vistarus, en hy het hierdie lighuis gehad. En ek dink toe, maar dit is ongelooflik om te dink hoe van wat dit was tot wat dit nou is, hoe dit 'n lighuis is. Jy weet, vir mense wat kom vir die hulp, jy weet. Dis amazing. Maar ons doel is regtig waar om mense by die Here uit te bring en om vir hulle die lig te gee, jy weet, en vir hulle daai opsie te gee van jy kies nou die lig of die donker, jy weet. En dan wil ons vir hulle net soos 'n stepping stone wees om aan te gaan met hulle lewe vorentoe. Sjoe, dit is wonderlik wat julle doen. Ek moet vir julle sê. Nou, as iemand hier inkom, wat is die proses wat gebeur om nou 'n plekkie te kry? Wat is die proses as iemand nou wil hierna toe kom? Okay, so mense kan aansoek doen deur 'n oproep te maak of 'n e-pos te stuur. Hulle kan baie mense daag net by die hek op. En ons laat hulle 'n vorm invul. So of jy nou oproep maak of 'n e-pos stuur, ons stuur vir jou, selfs oor WhatsApp, ons
stuur vir jou aansoekvorm. En ons vra dat die persoon wat wil inkom die aansoekvorm self invul. So baie mense sal ook sommer net invul hiervoor by ons ontvangs hierso voor. En dit het basiese vrae in oor hulle lewe, hulle gesondheid, al sulke tipe dinge, dat ons ook weet met wie ons hierso werk. Jy weet, en dan sal ons hulle bel vir 'n onderhoud, binne 'n week se tyd of so. Partykeer is dit 'n langer tydperk, oor 2 tot 3 weke, wat ons wag voor ons onderhoude kan doen, want ons het nie noodwendig pens oop nie. En dit is baie moeilik, want die publiek raak gefrustreerd, en hulle vra, hoekom kom julle nie terug na ons toe nie, maar ons kan net nie moontlik met 30 aansoeke. Ja, jy kan nie almal moet laat weet, ons wag nou maar net nie, jy weet. Dinge gebeur verskriklik vinnig in hierdie plek daagliks, want dit is 'n baie besige plek. Jy sal sien as jy nou gaan kyk daar, hoe alles nou aangaan. Dit is 'n baie besige plek. So ek sê net, ons, julle moet asseblief genade hê vir ons, want ons probeer regtig by almal uitkom, so gou as wat ons kan. Maar onderhoude word dan gevoer met ons bestuurspan, ons maatskaplike werker, ons beraader, ons mansberaader Dirk, ek en Wynand, ons is die hoofde aan Wisteris, so ons is betrokke en dan my skoonmaal is ook gewoonlik hier, en dan soms met hulle gesels, en hopelik is daar familie wat saamkom, dat ons kan hoor, wat is die situasie, jy weet, want wat hulle altyd sê is nie altyd nou reg nie, maar ons bid gereeld vir die Here, ons vra net vir die Here vir daai onderskeidingsvermoë. Dit is vir ons iets baie belangrik in hierdie plek. Dan as ons 'n onderhoud gevoer het, dan sal ons kyk, okay, wie kan ons help? Partykeer het ons 2 beddens oop en ons moet 10 mense 'n onderhoud mee voer. Dit is verskriklik moeilik, veral wanneer almal se situasie so drasties, hulle het so drasties daai hulp nodig. Maar op die ou ende van die dag, dan kyk ons na wie wil regtig waar, wie wil 'n verandering maak, wie het al bewys in die verlede, hulle wil werk, of hulle het ook al self opgehou, om dwelms te gebruik, of om te drink, of wat dit ook al mag wees. Hulle het al self probeer om op te hou, maar hulle kan dit nie lank genoeg skoon bly nie. Of hulle werk, en hulle werk die heeltyd, maar die dwelms kom elke keer in die prentjie in. So, ons probeer regtig waar kyk na mense wat wil werk, wat 'n bietjie meer van 'n visie het, en ongelukkig is dit baie min gekry. En dit breek 'n mens se hart, jy weet, want 'n mens wil vir hulle hê, almal moet 'n droom hê en 'n visie hê vir hulle toekoms. So ons kyk maar na dit, en ook mense moet fisies ook gesond kan wees. Ongelukkig, ons het nie mediese staf nie. So as iemand sieklik is dit ongelooflik moeilik om hulle te help, omdat ons gesondheidsdepartement maar nie wonderlik is nie. So dit maak dinge vir ons baie moeilik op die einde van die dag. Ja, so ons probeer maar. Dis baie moeilik om te kies wie jy inbring en wie, want jy is al klaar so op kapasiteit. Verduidelik vir my, hoe lyk en hoe lank bly iemand? Soos hoe bepaal jy hierdie persoon kan 'n week bly, 'n maand bly, 'n jaar bly? Hoe werk dit? So ons program noem ons 'n life recovery program. Hy's 'n minimum van 6 maande. Wat ons iemand aanbeveel om te bly. Ons vra vir hulle om te commit vir ten minste 6 maande. So dit is om ook in hulle kop te sê, hierdie is 'n long-term ding. Dit is nie 'n quick fix nie. En ons sê ook vir hulle, as jy voor 6 maande by die hek uitloop, moet jy weet, jy kom nie net terug nie. Dis nie van uitloop en jy loop nie net hier rond in en uit nie. So jy is hier binne vir 6 maande. Jy mag besoekers kry van buite, so dit is nie heeltemal afgesluit nie, maar hulle mag hulle familie sien. So daar is spesifieke besoektye daarvoor op 'n naweek, maar dit is 'n tydperk wat hulle commit. Ons sê altyd vir hulle, dit klink baie lank, dit klink soos 'n lang tydperk, maar kyk net, hoe lank gebruik jy al dwelms? Dalk 15 of 20 jaar. Vir 'n 25-jarige is 10 jaar se gebruik baie. Jy weet, dit is, ons sê altyd vir hulle, vat net ten minste die tyd. Jy weet, so, na rukkie besef hulle dit nodig, en hulle die stabiliteit wat ons hier offer vir hulle, het hulle regtig nodig. En dan bly hulle partykeer vir 'n jaar of 2. Almal se storie en situasie is anders. Wanneer mense kom met kinders, bly hulle definitief langer. Yes, hulle bly langer want hulle kinders is dalk nog babatjies of toddlers,
Of die kleintjies is nou net in graad 1 en nou is hulle hier by ons skole in ons omgewing. So die skole in ons omgewing is met Dr. Viljoen, Silje, Piet Retief. En dan het hulle nou skielik stabiliteit. So dan is dit nie 'n kwessie van sjoe uit by die hek nie. Jy moet nou aanbeweeg met jou lewe nie. Jy weet, so ons stap regtig ware pad met mense. Wanneer hulle nie kan saamwerk nie, dan is dit 'n probleem. Want dan gee ons vir hulle tydperke, dan soms vir hulle sê, jy weet, jy werk nie saam met ons program. Dit wat ons vir jou offer, jy gaan nie saam met dit nie en jy het 'n kind. Jy weet, dit is ernstig. So in daardie geval is dit vir ons baie moeiliker, maar ons gee vir hulle tydperk om te sê, okay, nou teen einde van die jaar dan moet jy vir jou ander blyplek kry. Jy weet, met 'n ander persoon, soos 'n enkel persoon, is dit anderste. Dan kan ons sê, ons gee jou 'n maand of ons gee jou 'n week of ons gee jou 2 weke, afhangend. Dalk het hulle dwelms gebruik en hulle is glad nie jammer daaroor nie en hulle het dwelms ingebring miskien, wat baie min gebeur, maar dit gebeur once in a while, jy weet, dan sal ons wil sê, wel, as jy nie eens jammer is oor wat jy gedoen het nie, hier is nie die plek om te wees nie, ek is jammer, jy weet, so, dan laat ons hulle dadelik gaan. So dit hang maar af van die situasie. Van ons leiers is al jare hier. So jy sal nou van die mense ontmoet en so aan, maar hulle is regtig waar wonderlike mense, wat al jare en jare hier is, wat ook deur die program gekom het, wat ook 'n vreeslike pad gestap het en wat besluit het om hulle lewe om te keer. En wanneer iemand besluit om mense onder hulle te help en te ondersteun, dan is ons all for it, dan mag hulle bly, jy weet, dan gee ons vir hulle ordentlike salarisse, jy weet, om te kan bly, want hulle moet ook lewe. So hulle is dan hier so voltyds en hulle kan dan die dissipline ook handhaaf. Oor die naweke en oor die aande en so aan, as ons nou nie hier is nie. Ons is omtrent 6 mense op die bestuurspan wat huis toe gaan, wat nie hier bly nie. Maar almal anderste op ons bestuurspan, op ons leierspan, is mense wat nog hier bly. En ek dink dit is so amazing, want daai mense wat jy nou van praat, hulle was hierso gewees, hulle ken die program, hulle was 'n verslaafde dalk, of hulle het deur dit gegaan. En ek dink dit is so positief vir iemand wat nou nie die inkom te sien, maar hy is al 14 jaar skoon byvoorbeeld. Jy weet, en kyk waar's hy nou. Ek kan dit ook doen. Absoluut. So dit is wonderlik. En dit is nie 'n kwessie van wie is jy nou om vir my iets te sê nie, want they walk the walk, jy weet. Hulle was daar. Ja, so dit is net vir ons ongelooflik om met hierdie mense te kan werk. Dit is so 'n voorreg om jy weet die pad te kan stap met die mense, jy weet, so Dis amazing. Dit is 'n voorreg. Ek wil graag praat oor donasies en moet mense betaal om hier te wees. Ek bedoel, dit kos verskriklik baie geld om 370 mense kos te gee, huis te gee, krag, elektrisiteit, water, jy weet, dit is bitter baie geld. Waar kan mense donate? Waar kom julle geld vandaan? Hoe bestuur julle finansiëel die plek? Okay, so mense kan enigtyd skenk aan ons. Ons sê altyd as jy wil inbetaal in ons rekening in, jy kan van ons webwerf afgaan. Jy kan van ons webwerf af 'n link is daar 'n link waar jy kan betaal. Ek sal hom opsit op die video ook. Yes, en dan ons Facebook page is baie aktief, so ons post gereeld goedjies daarop. Maar ons is nie ek laat ek dit so stel, ons adverteer dit nie, jy weet, gee vir ons geld nie, jy weet. Ons deel van ons waardes wat ons wil inploeg in die mense se lewens hier is om te werk. Die Here sê, as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. En ons probeer dit leer, dit is deel van iets wat ook vir hulle dignity teruggee om te werk. En ons gee vir hulle 'n blessing elke week. So hulle kry ook hulle geldjies elke week waarmee hulle kan werk en ons kan hulle ook leer om met hulle geld te werk. En hulle kies dan op die einde van die dag wat hulle doen met daai blessing wat hulle kry van ons. Maar iets wat ons al vir baie jare doen is om ons eie inkomste te genereer in die sentrum. So ons is heeltemal onafhanklik van die staat. Dit is 'n wonderwerk vir 28 jaar. Ek sê net dit is absoluut die Here. Die Here se hand is oor Wistaris. En ons
probeer maar die hele tyd innoverend wees en nuwe projekte skep om inkomste in te bring. Op die oomblik is ons running costs 'n maand so R350,000 wat ons moet inbring net om funksioneel te wees. So dis nie enige fancy goed nie. Dit is die basic transport minimum. en die water, elektrisiteit, die toiletries, die kombuise dinge, die kinders se skoolgoedjies en so. So ons het op die oomblik byvoorbeeld ons plastiekherwinning was die eerste projek wat ons regtig klein mee begin het, wat ons gegroei het, wat ons nou 'n fabriek het. Wow, dis So ons het klein begin met huishoudelike plastieke wat ons herwin het en toe het ons oorgegaan na soos automotive plastieke Dis wat ons herwin. amazing. So ons het kontrakte by verskillende maatskappye waarby ons net soos 'n tender sal insit en jy weet jy kry dit of jy kry dit nie, jy weet die Here maak 'n deur toe en hy maak 'n deur oop. En so het die fabriek ook nou maar so gegroei. So ons herwin op die oomblik meestal soos polyprop, dit is soos van die karparte wat ons afsmelt en ons pelletize dit en ons verkoop dit dan aan maatskappye wat injection molding doen. Nog 'n projek wat ons toe begin het daaruit, wat nou onlangs laas jaar het ons dit van die grond af gekry. Wat is ons plastiese pale en planke. So daarmee kan jy bankies maak, plastiese bankies, jy kan walkways maak, jy kan daai planterbokse maak. Jy kan eintlik enigiets maak daarmee, pallets doen ons daarmee. Ek het al die tafels ook gesien. Yes, die tafels. Maak mense koop van die publiek af, koop van ons af. Ons wil nou groot fabrieke approach om te wys van ons pallets wat ons doen, want ek bedoel hout pallets is glad nie volhoubaar nie. So hulle beweeg definitief weg van dit af. So dit ons wil daai mark ingaan, maar ja, ons bemarking, ons moet net uitkom by al die bemarking. Maar die produk wat ons maak met die planke en die pale word gemaak van non-recyclable produkte. So dit is wonderlik want jy kan enigiets vat wat jy nie kan herwin nie en jy gooi dit saam met ons ander plastiek in, want hy's solid, ons ander plastiek, en dan kom hierdie produk nou uit. So dit is regtig waar iets baie opwindends. Ja, en spesiaal. Yes, en dan het ons ook ons gatvol projek, gatvol PE. So dit is ons patal mengsel wat ons maak, amazing. wat ons self maak hierso, wat ons dan in emmers en in sakke in verpak en dan verkoop ons dit ook aan die publiek aan en ons het 'n span wat uitgaan om dit reg, om die patals reg te maak. Maar oudste seun is in daardie projek, hy sal vir jou meer daarvan vertel. Want hy's en ek love die naam, gatvol. Yes. En dan doen ons houtwerk op die perseel, ons maak hondehoeke. Ons het 'n klein winkeltjie op die perseel, maar dis 'n klein inkomste wat maar inkom daarvan af. En dit is maar eintlik dit wat vir ons die grootste inkomste inbring, is die plastiek en die planke en die gatvol en so aan. So. En die mense in Wistaris, werk hulle dan daar of? Absoluut. Okay. Almal in Wistaris werk in 'n projek. Sure. So van die projekte is inkomste genererend en van dit is nie inkomste genererend nie. So die ander werkareas waar mense betrokke is wanneer hulle in ons program inkom, is ons skoonmaakspan, ons maintenance span, ons laundry, ons kombuis, ons crash op die perseel. Ons maak ook concrete produkte. So dit is soos stepping stones vir jou tuin. Ons maak drain gullies. So ons sê altyd plumbers en die konstruksie ouens ondersteun ons, koop van ons af. Ons verkoop in elk geval aan die biocos en so aan. So julle kan net sowel by ons koop. Jy weet ons produk is baie goed, is baie solid. Ons en hulle kan direk by julle koop. Yes, en ons doen Wabekriet mure. Ons doen Wabekriet slabs en pale wat ons ook maak en ons gaan installeer dit. So dit is ook iets wat ons goed daarom aan die gang hou. En ek smal oor dis amper soos 'n ekosisteem. Jy weet, dis amper soos half asof jy kom in, jy was 'n verslaafde of iets het gebeur en nou gee jy hulle hierdie platform om weer in society amper half in te kom. Jy kry 'n werk, presies wat jy gesê het, jy kry jou dignity terug. Absoluut. Jy kan werk, jy kan 'n verskil maak.
en jy kan aanhou werk en so kan jy aangaan in jou lewe en Yes. jy het hulle daai platform gegee om dit te kan doen. Om te weet, jy kan dit doen, jy Ja. weet. So, ja, ons skuif mense partykeer rond in werksareas, ook volgens, van hulle kom hier in en hulle het goeie skills, en van hulle is gekwalifiseerd ook, so, dit hang maar af van hulle skills. Ons wil baie graag nog 'n lekker projek kry vir die vrouens, vir 'n inkomste, so ons het 'n paar idees. Ons dis net om goed van die grond af te kry, wat altyd 'n uitdaging is. Jy weet, dit vat Pak en baie. brou is altyd goed vir vrouens. Yes, ons het nou so begin, het in die kombuis, ons probeer dit nou nog 'n bietjie uit voel, jy weet, gaan hierdie werk of nie. Maar en dit is definitief 'n eerste beginpunt vir ons nou wil inkom met 'n inkomste vir hulle ook. Jy weet, so ja. Baie dankie. Ek waardeer dit so baie. Is daar enigiets wat jy wil bylas? En ek wil ook net vra dat die mense asseblief vir Wistarus sal ondersteun. Hulle doen ongelooflike werk. Ons gaan nou 'n klein bietjie met die mense ook praat hierso en hulle stories deel. So ek sien vreeslik uit om dit van hulle af te hoor ook en nie net van Nadia af nie. So is daar enigiets wat jy graag nog wil sê? Sure, ek dink net ons is so dankbaar vir almal wat ondersteun. Jy weet, eerstens sonder die Here kan ons nie hierdie plek bestuur nie. Ons moet op ons knieë bly en net dankie sê vir almal wat as hulle geld skenk, as hulle goedere skenk. Ons is dankbaar vir elke liewe donasie wat ons ontvang. Ons is nie afhanklik van die publiek nie, maar ons is ook. Ons het hierdie ondersteuning nodig. Ons het daai daaglikse huishoudelike goedjies wat hulle skenk, die klere, die beddegoed, daai goed het ons bitterlik nodig. Ons het baie gebed nodig. Ons as 'n bestuurspan, ons as 'n leierspan hierso, die mense in Wistarus, dit is soos 'n spiritual battle hierso. Want daar waar jy grond wegvat van die duiwel af, wil hy dit terug hê. En ons staan daarop dat die Here is hier. Ons sê sy gees is onder in hierdie plek en ons staan op sy woord. Jy weet, hy het gesê die mense, jy weet, die mense, dis sy mense, jy weet, en daar is 'n goeie rede hoekom mense aankom in hierdie plek. En jy weet, ons sê altyd vir mense moet nooit dink it was in vain nie. Ons plant saadjies hierso, en die Here maak dit groei. En ons is net dankbaar. Ons harte loop oor van dankbaarheid vir elke liewe dag wat ons hier is. En net dankie vir die ondersteuning. En as jy ook as 'n individu voel die Here roep jou om iets te doen, wees gehoorsaam. Gaan besoek plekke, gaan na die kerk toe, gaan hoor wat doen die kerk, waar is hulle betrokke, en raak betrokke by plekke en kyk waar is dit wat jy dalk in gifted is, want jy weet nooit nie. En dis ongelooflik hoe die Here mense gebruik wat nie perfek is nie. Dis so waar. The broken, né? Ja. En ek wil net gevra, kan mense kom volunteer hierso? Is daar so 'n tipe ding wat hulle kan kom uithelp en volunteer? Is daar Absoluut, veral wanneer dit kom by ons kinders, omdat ons so groot groep kinders het. Ons het kinders in die crash area waar mense kan volunteer en ook ons kinders na skool. Ons het 'n groot nood vir nasorghulp met hulle huiswerk na skool. So dit is 'n konstante nood wat ons het. Ja. So as daar enige miskien afgetrede onderwysers is of iemand wat wil help en regtig 'n verskil maak in kinders se lewe, asseblief kom ondersteun en kom volunteer Ja, hierso. dit sal wonderlik wees. Dankie. Baie dankie Nadia, dit was so dankie. lekker om met jou te praat en met ek jou waardeer ook. dit. Dankie. Something new is coming to South Africa. I present to you The Happy. Struggling with my own PTSD and anxiety, it has taken away so much of the moments that I was not present. And this is a tangible reminder for you and for me to live in the present, to not worry about what's going to happen, but to be present in the moment. So what is a happy? Imagine a gourmet sweet treat with a gooey, doughy filling wrapped in a soft, chewy layer and finished with a generous coating of rich cocoa. It's unlike anything you've tasted before. Find it on our website at happystore.co.za. Nog 'n happy? Volgende praat ons met Sean en hy gaan sy storie deel oor hoe hy hierso by Wistarus gekom het en nou al vir 14 jaar hierso is. So Sean, baie welkom en baie dankie. Baie dankie. Vertel vir my, hoe het jy hier gekom en wat is jou storie wat jou hiernatoe gelei het?
Ek het 'n redelike unieke storie dink ek. En ek dink iets wat kontroversiële storie. Vir so lank as wat ek kan onthou. Is ek aangetrokke tot mense van dieselfde geslag. En dit was nog altyd vir my 'n kwelpunt gewees. Dit is nie iets waarmee ek gerieflik was nie. Ek was nie bly daaroor nie. Dit is nie 'n ding wat ek gekies het nie. Maar dit was maar net was 'n faset van my lewe en my bestaan. Op wat se ouderdom het jy dit besef? Ag, ek was baie klein geweest toe ek dit agterkom voordat ek woorde gehad het, voordat ek dit kon verduidelik en verstaan het wat dit beteken. Ek het net geweet ek is aangetrokke tot dieselfde geslag. Nog voordat ek 'n konsep gehad het van wat dit regtig beteken het. Ek meen in my dae was dit was taboe geweest. Heeltemal daai tyd, ek bedoel dit was. Dit nie 'n ding wat mense oor praat eens nie. So obviously het jy ook nie daaroor gepraat nie, Nee, want kon jy nie. kon nie Kon nie daaroor praat nie. Maar dit is nie, ek het ook geweet van die begin af, dis nie iets wat ek wil hê nie. Dit is nie, this is not the design and this is not something that I want either. Maar anyway, so ek het geworstel met dit vir 'n baie lang tyd. My ouers was nie gelowig geweest nie. So ek het nie in 'n huis geword waar ons kerk toe gegaan het nie, maar my ouma het wel. En die eerste keer dat ek die storie van Jesus gehoor het my hart onmiddellik gereageer op dit. Hoe oud was jy toe? Want die eerste keer dat ek gehoor het, was ek seker maar ek was seker redelik jonk geweest. My ouma het kerk toe gegaan, my ouers het nie kerk toe gegaan nie. En dit was ook in die vorige bedeling geweest, so dan jy het gehoor van dit op die TV en sulke dinge. Maar ek het nie regtig 'n konsep gevorm van dit nie, want ek het nie kerk toe gegaan nie. En ek het nie katekisasieklasse toe gegaan nie, so ek het nie die fondasie gehad nie. Ek het net hierdie losse idees gehad. Het jy ooit jou ouers bevraagteken daaroor, soos ouma gaan kerk toe, hoekom gaan julle nie? Nee, maar dit is deel van die hele shame ding geweest. Ek het nie, want ek het net ek weet ek het natuurlik geredeneer soos 'n kind. So ek daar's nie eintlik 'n rede hoekom hulle nie kon gevra het nie. Maar ek het net shame was 'n groot stuk van my lewe geweest. Ek het net dink ons praat nie oor nie, want my ma het 'n drankprobleem gehad, my pa was redelik aggressief geweest. So jy het maar eintlik So ek het maar net geleer dit is hoe jy dit hanteer. Wat verkeerd was. As 'n mens maar net kon praat oor hierdie goeie, sou dit baie anders uitgedra het. Maar so as ek my storie vinnig moet vertel, ek het die evangelie gehoor op hoërskool weer 'n keer, maar toe ek nou groot genoeg, ek het my eie fiets gehad, so ek kon kerk toe fietsry, het aangesluit by 'n kerk. En ek het dit gelove, want op skool was ek 'n loner geweest. Ek was nie regtig deel geweest van die inkraat nie. Maar by die kerk het die mense van my gehou en dat jy belonging gekry. Yes, ja, ek het 'n tribe gehad. Ek het iemand gehad wat omgee. Ja. Maar ek het ook probeer om ontslae te raak van hierdie gay ding, hoe raak ek ontslae van dit? Hoe dit gebeur? Wel, ja, so wat gebeur het is ek het probeer soek in die woord, hoe kan ek ontslae raak van dit? Laat dit net kan weggaan, want die Here kan dit mos nou net wegvat. Maar dit het nie so gebeur nie. Toe ek het groot geword hier in Port Elizabeth. Matriek was in 1994. Ek het Johannesburg toe getrek. My ouers is geskei en so dit het heeltemal uitmekaar uitgeval. So toe trek ek Johannesburg toe in 1994 het ek gematrikuleer en 95 het ek Johannesburg toe getrek. So nou trek ek net met hierdie battle, want die battle is nie resolved nie. Ja. Hy loop saam jou. Ja, hy loop saam, ja. Ek het betrokke geraak by 'n kerk daar. Maar terselfdertyd het die land se wette verander, en daar dinge ingekom in die land wat voor 94 nie deel gewees het van ons kultuur nie. En ek het essentially ek kan vir 'n baie lang tyd praat, maar ek gaan baie vinnig praat. Ek gaan net sê dat ek het vasgevang geword in pornografie, want skielik is pornografie wettig. Yes.
So nou het ek hierdie dubbellewe. Ek het opgesplit in hierdie twee persone. Ja. Hierdie persoon wat regtig lief is vir Jesus. En wil skoonkom, maar hierdie ander persoon wat hierdie ontwikkelende ding het wat nou skielik net oorvat. Hierdie geheim Hierdie wat geheim, jy het. hierdie geheim Yes. en dan hierdie ander geheim, die Yes. pornografie wat dit nou net voer. Yes. So, ek het vir 'n lang tyd het ek 'n dubbellewe gelei. Ek was in die kerk gewees, maar ek was by plekke gewees waar ek nie moet wees nie en dinge gedoen wat ek nie moet doen nie. Die wensie toe kom ek uit. Toe kom ek uit en ek vir 'n tyd lank bly ek weg van die kerk af en ek lewe my lewe maar net soos wat ek dink dit gelewe moet word. Maar die worsteling het ek nog steeds saam met my gedra, want in my binnekant het ek geweet dit is nie wie ek wil wees nie. Sure. Dit is nie wie die Here my gemaak het om te wees nie. En so die konflik het nooit weggegaan. Ja. Op 'n stadium het dwelms betrokke geraak by die ding. Dink jy dat dit was 'n manier om daai voice te suppress? Yes, want die konflik het nooit weggegaan. Ja. Daar was nooit ek kon nooit by 'n punt kom waar ek in vrede, wat ek vrede gehad het nie. Ja. Ek het vrede gehad toe ek met die Here was. Maar toe ek met sonde betrokke raak, dan is daar nie vrede nie. Ja. So Ja. en die geraas was net te veel geweest en toe begin ek dis toe ek dwelms gebruik het en dit sny jou heeltemal die konflik vat dit weg. Ja. Want jy's aan hierdie dwelmbabbel. Ja, As jy ja. dit so kan stel. En jy voel niks. Jy voel baie lekker, Ja, maar ja, ja. maar jy voel nie van die groot verhaal nie, Yes. die konflikte, Yes. die emosionele struweling, dit ervaar jy nie. Jy weet. Ja, Maar die realiteit is dit verdwyn nie, dit bly nog steeds daar. definitief. Dwelms het 'n dinamiek van sy eie. Dit vernietig jou lewe ongeag van wat ook al jou lewenssituasie is. Ja. Dwelms suig alles in en dit Ja. vernietig alles. Ek het ook ek weet ek het baie losbandig gelewe. Ek het HIV opgedoen. So nou as ek 'n dwelmverslaafde, ek is besig om siek te raak want ek het is eintlik HIV dink ek in Afrikaans. Ek weet nie wat is Ek- Afrikaans ja, nie. HIV positive. Ja. En ja, so die dwelmverslawing het my op 'n punt gebring waar ek begin alles verloor het. Ek het getrek uit Johannesburg uit Kaapstad toe. Ek het weer probeer skoon gekom vir 'n rukkie. Maar my hart het nie verander nie. Die battle was nie weg nie. Ja. So toe dwelms En toe weet jy van die diagnose al van Ja, jou? nee, Okay. toe het ek al geweet. Toe het jy al van- geweet. Maar as dwelms betrokke raak by die storie wat dit toe weer geraak het in Kaapstad, dan die prinsipe van gesond lewe maak nie meer saak nie. Ja. So lang storie kort toe eindig ek weer op hier in Port Elizabeth. En ek was op die straat gewees hier in Port Elizabeth gewees. So, hoe lank was jy op straat? Ek was gelukkig nie baie lank op straat gewees nie. Dit was seker nie langer as 'n maand nie. Seker Okay. so want ek het daar mense geken in PE Okay. wat my kan help. Okay. Maar jy was nog steeds verslaaf Maar ja, gewees. nee, ek was heeltemal chaoties. Ek Okay. was heeltemal verslaaf. Ek was verslaaf aan pornografie, ek was verslaaf aan dwelms. Ek het begin goed steel by winkels. Dit was just To feed the habit. ja, just so yeah, just not a good space, not sustainable, not healthy, not toe ek bewuster is aangekom het, toe is my gesondheid baie sleg, maar ek het dit nie besef nie. Ek het konstante hoofpynne gehad. Dis die tweede keer dat ek TB gehad het. Sure. Ek het nie besef ek het TB toe ek inkom nie. Wisterus het dit ook nie besef nie, want hulle Wisterus het nie die mediese kapasiteit om agter iemand te kyk soos ek. En om te isoleer, want jy moet Ja, isoleer ja, met nee, TB. dis 'n groot storie. So hulle het dit nie besef nie. Hulle het my in good faith ingevat. Ja. Ek het nie weggesteek, Maar jy het dit geweet. maar ek het nie geweet hoe erg dit was nie. Ja. So toe kom ek in en my gesondheid het regtig agteruit gegaan. Die simptome wat ek begin wys het was ek het early signs of dementia gehad. Ek Sure. kon nie onthou wat dag van die week is. Watter dag is dit vandag? Watter dag is dit vandag? Watter dag? Ek kon nie onthou wat die dag van die week dit was nie. Ek het Fisies agteruit gegaan. fisies ek is vandag as ek lekker rond, maar toe kon ek nie lekker op my boude sit nie, want my bene het so uitgesteek. Ek was glad nie gesond nie.
ek het nie epilepsie nie, maar ek het hulle noem dit breakthrough epilepsie. Yes, ek het al ontwikkel, gehoor van dit, waar jy- veral met jy- dwelms. Ja, jy kry fits en Yes, jy yes. val om in jou lê op die Ja. grond en sulke dinge. Ek was die ergste, die vernederende stuk vir my was die incontinence. Ek het begin ek moes adult diapers dra. Dit was hektiek. En ek dink die proses was die Here gewees wat alles wegstroop. Want ek het op allerlei dinge gesteen behalwe die Here. Ja. En ek was kwaad vir die Here want hy het nie net die kei net weggevat as ek toe ek bid nie. Soos wat jy gevra het, Soos nee, wat jy ek weet, gevra dit het nie, nie want, gekom soos wat jy Kom doen hy nie net wat ek wil hê hy moet doen. Ja, ja. So ek was he humbled me. En ek het op 'n punt gekom waar ek het nou geen ander hoop nie en ek is besig om dood te gaan. So. So wat toe gebeur het is Wister is reël toe vir my om na 'n vroueltjie toe te gaan want hulle kan nie Ja. agter mense kyk wat siek is nie. Sure. Dit is nie deel Wisters kan dit Ja, nie doen. ja, Ons het ja. nie hier's nie verpleegsters en dokters en sulke dinge nie. Maar dit wys hoe siek jy eintlik Ja, was. Ek het ook in 'n bungalow gebly op my eie. Niemand wou fisies by my wees nie, want wie wil saam met iemand wees wat nie sy maag en sy urine kan beheer nie. Sure. En that was difficult Ja. om letterlik heeltyd op my eie te wees. Ja. En het jy ooit laat dink ek gaan teruggaan, ek gaan loop, of was jy te siek op Nee, ek daai was te oomblik? siek geweest. Nee, O, ek was het jy te nie. siek? Nee, ek Okay, was te siek. okay. Ek het net there was a growing despair. Ek het nie geweet wat gaan ek doen nie. Ek het en 'n growing dread want ek het geweet wat voor lê want ek het nie net weggedwaal van die Here af nie. Ek het heeltemal oorgeslaan na die vyand se kant toe want ek was so kwaad, so verbitterd Ja, geweest. ja, ja. Ek het betrokke geraak in satanisme en Om teen alles te gaan, ja, en om yes, heeltemal, net ek want het ek was probeer, kwaad want ja. ek was Ja. woedend geweest. Het jy ooit gedink aan die dood in daai tyd toe jy so siek was? Ek het daaraan gedink, maar dis die ding wat jy wil dit nie in die oë kyk nie want dit is ek was bang geweest because I realized I'm approaching it. Ek het besef dat my rebellie het nie gewerk Ja, nie. ja. Ek het besef dat my woede het nie gewerk nie. Ja. Ek het besef dat my bitterheid het glad nie gewerk Ja, nie. ja. En ek het nou nie meer opsies nie, ek het nou nie meer hoop nie. Ek het regtig en ek kon voel dat ek is besig om beheer oor my liggaam meer en meer te verloor. My wêreld word kleiner en kleiner en kleiner. Ek was alleen en bang geweest. So ek moes na 'n vroueltjie toe gaan. Die sosiale werker wat toe hier was het my gevat. Ons het SASSA vir my gereël dat ek nou 'n SASSA toelaat kry dat dit sal betaal vir die vroueltjie. Sy het my so toe gevat. En ons het rondgekyk en ek dink dit was 'n bestuuring geweest want ek het die plek herken want ek het jare terug het ons 'n uitreiksing toe gedoen. Toe ek in die kerk was hierso en toe ek nog 'n kind toe ek 'n tiener was. Ja. En ek het die plek herken en ek was baie bang geweest. Ek dink ek wil nie hier wees nie. Gelukkig sê die sosiale Scary werker plek. toe vir my, ja, dit vir my was dit ja. Sy sê toe vir my wil jy gaan jy bly of wil jy terugkom? Sê ek nee, ek sal liewer terugkom Wisterus toe want niemand wil enigiets met my hier te doen hê nie, maar ek sal ten minste ek verstaan daarom wat hier aangaan, so ek sal liewer hierso doodgaan. Sy bring my toe terug. Daar was 'n klas gewees wat hulle gehardloop het wat ek moes bywoon waar mense die evangelie met jou deel. En ek het niks gehad om weg te steek nie. Ja. Ek het nie 'n filter gehad nie. Ja. Ek het net hierdie is wie ek is. Ek Ja. het die Here gedien. Ek het die Here gevolg, maar ek is gay so weet dit werk nie uit nie en toe draai ek my rug teen die Here so. Ek het niks weggesteek nie. Maar gelukkig die vrou met wie ek gepraat het was 'n polisievrou. So niks het haar geskok nie. Sy was nie bang nie. Sy het nie geskrik nie. ja. Ek was net eerlik. Ja, Ek het haar nie probeer skok nie. Ek het net niks weggesteek. Nie jou storie vertel. Ja, ek het net Ja, my storie ja. vertel. En sy sê vir my, maar die Here wil jou vergewe. Ek sê van my die Here kan my nie vergewe nie, want ek het die Bybel goed genoeg geken om te doen dit wat die Here As haat. genoeg. Ja. So ek het probeer dat die Here my nooit sal kan aanvaar nie, So, want dis hoe kwaad ek was. Nee, maar die Here wil jou vergewe. so. En die derde keer dat ek haar sien, sê sy ek wil jy bid, wil jy die Here vra om vergifnis?
En ek dink daaroor en ek sê, okay, ons kan bid. Was dit opreg daai Dit tyd? dit was opreg. Okay. Ek het opreg gedink ons kan dit probeer, maar dit gaan nie werk nie. Okay, so jy het nie geglo dit gaan werk nie, maar dit was opreg dat ek gaan Yes. I'm willing to try. Yes. Ek sal al it's like playing the lotto. I'll play the lotto. Yes. Maar ek weet ek gaan nie wen Yes, nie, maar ek gaan dit doen. Weet? Maar gaan hy R50 Ja, speel. ja, gaan dit doen. Ja. Ons bid toe die gebed en ek het gedink daar's nie 'n kans dat dit verhoor gaan word nie. Die Here gaan nie reageer nie. Maar dit was 'n eerlike gebed. Ek was opreg. Want ek het niks meer fight oor gehad. Ja. Want ek het glo Ja. en ek was eerlik geweest. Ja. Dit So was- authentic Ja. self. Jy Ja, het niks gehad nie. Ja. Dit was die donderdag aand. Die volgende sonderdag aand het ons kerk in die eetsaal. Ek het tot op daai punt sal ek heel agter staan en dan sal ek het toe nog sigarette gerook. Dan sal ek dink, ag, wanneer gaan dit ophou? Wanneer hierdie gepreekery ophou want ek wil net gaan rook. Maar daai aand was dit heeltemal anders. Ek was heel letterlik in die heel voorste ry geweest. En die pastoor speel 'n liedjie wat ek herken het van my dae nog in die kerk. En tog ek wil actually saam sing. Ek wil actually saam sing. Ja, ja. Maar dan kyk maar ek is God se vyand, maar nou wat gaan ek nou doen? Hoekom het ek hierdie gevoel nou Ja, en toe vir die eerste keer uit my eie uit bid ek in meer as 'n dekade. Ek lig toe my hande so op en ek maak my oë toe en ek sê, can I see the throne one more time? Can I offer worship one last time? And whatever happens after this, want ek is mos nou besig om dood te gaan. Whatever happens after this, I accept. Ja. En niemand kon enigiets sien nie, daar was nie weerlig nie, daar was nie donderweer gewees nie, maar woorde het opgekom so in my binneste wat ek uitgespreek het. If I have forgiven you, I have forgiven you. Come back. Sure. How powerful. En dit was, ek het toestemming toegekry van die Vader af om in sy teenwoordigheid in te kan kom. En weer eens, niemand het enigiets gesien nie, maar alles hier binne in my guts. Yes. Ek het nou weer toestemming om te praat met die Here. Sure. Ek het toestemming om in sy teenwoordigheid te kom. Ek het toestemming om te sing en te bid en te Net vergifnis. ja. Ek het daai aand het ek in die bungalow gekom waar ek op my eie gebly het en wat het gebeur? Wat het nou net gebeur? Sure. Die eerste ding wat ek agtergekom het is van daai aand af, daar's klasse wat jy moet loop hier by Wisterus en van daai aand af as ek in die klasse sit nou voor daai aand, dan sit ek in die klas en ek probeer konsentreer maar ek kan niks verstaan wat die ou sê nie. Jy wil net gaan vir 'n sigaret. En of ek wil net aan die slaap raak. Ja, Ek wil net ja. letterlik daar lag. Ek wil nie. Maar van toe sit van daai aand af vorentoe, toe sit asof iemand 'n lig skyn op die papiere wat hulle vir ons gee om te lees en ek verstaan die woorde Jo. en ek verstaan wat hy sê en alles maak sin. En Asof was switch. ja, dis letterlik asof my Letterlik. brein net weer aangeskakel het. En essentially wat die verskil was geweest, daar was nou hoop. Daar's nou weer hoop. Ek kan nou praat weer met die Here. En dit het 'n pad begin van die Here het my losgemaak van die dwelms. Ek het by 'n punt gekom waar ek was ook by 'n vurk in die pad gekom waar ek moes kies, gaan ek teruggaan of gaan ek dit los? En ek het gedink ek gaan nie tipe ou wees wat ek gaan nie oor 'n muur klim om dit te gaan haal die dwelms nie. Maar as dit voor my kom, gaan ek nie kan nee sê nie. Verstaan. En toe kom ek in 'n paar situasies waar ek leer toe dit is moontlik om nee te sê. Hoe moeilik was dit daai eerste keer om te sê Die eerste nee. keer die eerste keer was dit baie moeilik geweest. Ja. Maar ook ek wil ook sê dat die eerste keer toe ek besef het dat ek kan actually nee sê. Ek kan letterlik daar's letterlik 'n skrif, daar's in Titus wat sê the grace of God has appeared to all men, teaching us to say, en dan in aanhalingstekens no Sure. to ungodliness and worldly lusts. So is amper So, so, 'n power om te daar's kan sê, krag om te kan sê ek soek dit nie. Nee, ek Yes. sê ek kies Ja, ek kies ja, nee. ja. Is nie hierdie van ek wens ek kon maar nee nie. Ja, Dit is ja, hierdie ja, van ja. I don't want Ek kan it. kies. Ek kan kan dit vat of ek kan Yes, dit los. En ja. ek kies om dit te los. So ek sê nee Sure. vir dit. En dis wat gebeur het met die dwelms. Met die pornografie dieselfde gebeur. Met nou die groot ding,
die groot vraag, die groot vraag wat almal is jy nog gay? Ek identifiseer nie as gay nie. Ek sien dit nie as 'n identiteit nie. Ek sien dit as 'n versoeking. Net soos wat ek 100%. nog steeds ek ervaar nog steeds die versoeking want ek rook nie meer nie. Ek ervaar nog steeds die versoeking om nou en dan 'n sigaret te optel of 'n dwelm. Yes. I still experience the temptation. But you're not acting on it. I'm not acting on it. I'm not it's not my identity. Wat in die wêreld gebeur is hulle bou 'n hele identiteit om dit en dit is my ding en ek moet dit doen en nee, jy hoef nie. Jy hoef nie, ja. Jy hoef nie. Ja. Die Here het my nie so gemaak nie. Ja. En daar's dinge nou al wat in my lewe gebeur het en plaasgevind het waar ek gedink het dis ek sal nooit by dit kan uitkom nie. Sure. En die Here het my deur dit al gebring en het my deur dit gevat en so dit is ook voel oor die lewe nou. Wonderlik. So en die ander ding is ook ek het nou gepraat van daai humbling. Die Here het my gevat na niks toe nie. En toe ek by daai punt was nie enige van my vorige gay lovers by my nie. Niemand Nie enige van my porn stars was by my nie. Nie enige van my drug dealers was by my nie. Nie enige van die duiwels wat ek aanbid het was by my. Niemand het my. Maar wie het my daar ontmoet? Jesus. Sure. So hom sal ek glo. Hom sal ek volg. Hom sal ek vertrou. Dis amazing. Ek het letterlik hoendervleis. Ja, Dis amazing. dit is die Here se genade. Sure. En dit het alles hier gebeur. By Wisteris, dit was ek dink die Here het dit so bepaal dat kyk al Wisteris is reality. Jy moet opstaan, jy moet werk, jy moet jou kant Jy sê bring. vakansie nie. Dis nie vakansieoord nie. Nee. So it's real life, but it's protected in the sense dat jy word gekonfronteer om die besluite te maak. Ja. Jy kan of op die regte pad klim of jy kan aanhou en in die verkeerde pad afgaan. Maar hulle gee jou die keuse. Hulle gee vir jou die keuse. Dis Jy word die omstandighede forceer jou om te besluit. Jy moet besluit. Ja. En met die Here se genade het ek die regte besluit gemaak. Sure. En die Here is tot dusver nog nie die hele tyd getrou. Dis amazing. dit is- En is ja. 14 jaar nou, né? Ja. 14 Ek is al jaar. 14 wat ek hierso is. Ek sal sê ek is nou op die kyk aan die begin dit is moeilik om die tyd te plak want my brein het nie reg gewerk nie, maar ek het actually in my kamer het ek het dit geframe. Ek het die brief wat ek gekry het van SASSA waar ek my toelaag verloor het want my gesondheid het weer beter geraak. Oh, wow. En dit is in 2013 Sure. dink ek. So ja, dit is Dit is 12, amazing. 13 jaar wat ek skoon is. Ja. Dis wonderlik. Ek wil graag vra oor as jy nou 'n moeilike dag ervaar en ek weet is nou baie jare terug, maar ek voel hulle sê mos altyd recovering, nee, dit is nooit soos amper soos 'n cure, dit is dis elke dag 'n veg nog steeds. Ja. As jy nou 'n moeilike dag ervaar of daar's iets wat in jou lewe gebeur, hoe cope jy nou met moeilike situasies of goed wat met jou gebeur? Ek werk myself terug op die Here se getrouheid. Ek onthou die groter prentjie en ek onthou die storie. En as ek die skrif reg lees, wat die Jode of die Israeliete moes altyd doen, is hulle het altyd teruggekyk na die Exodus. It happened. They were in a bad space. Exodus happened. Die Here het hulle uitgebring en hulle kyk terug om die getrouheid van die Here raak te sien. Sure. So maak nie saak waar hulle nou gaan nie, hulle kyk terug. Ja. En so ek kyk terug. Die Here het dit gedoen. Toe ek in beheer was, het dit so geëindig. Toe die Here betrokke geraak het dit so geëindig. So hou vas aan die Here. Ja. En hou vas aan die woord. Ja. Kry aanhoudend inligting, kry aanhoudend nuwe brood uit die woord uit. En moenie gelei word deur jou gevoelens nie, want jou gevoelens gaan op en Oh, af. 100%. Ek Definitief. volgende toe ek opstaan het ek nie great gevoelens nie. Ja, definitief. Dit gebeur. Maar jy word nie gelei deur gevoelens nie. Ja, dit is baie waar. So ja. En my laaste vraag is, so nou, hoe lyk die pad vorentoe vir jou? Vertel my, wat is jou drome en jou
Ek bedoel, jy inspireer soveel mense hierso en dit is so wonderlik dat hulle kan sien en jou testimonie hoor, want ek dink dit is so kragtig as iemand self daardeur is om te sê ek was by hierdie deure, ek was amper dood. So, jy weet, ek kan getuig, is nie net ek wat praat om te sê jy moet I've been there. Ek is a living testimony of this. Hoe lyk die toekoms vir jou hierso en wat jy graag wil bereik? Dis 'n interessante vraag. Die toekoms is maar in die Here se hande. Die houding wat ek het is ek probeer doen wat my hand vind om te doen. Ek werk nou vir Wistarus. Ek is deel van die leiers hierso. En jy probeer in mense se lewens insaai. Iets wat gebeur het wat ek nooit gedink het sou gebeur het nie. As ek het die kans gehad om 'n onoffisiële vaster ouer te wees vir 'n ouetjie. Dis amazing. Hy was 13 jaar gewees toe hy aangekom het by my. Hy het by my gebly. Hy's nou 21, hy's nou hy werk nou. So Jy het 'n geleentheid gehad. ja, so dit is dit en ek probeer ook deesdae meer betrokke te raak by die kerk waarna ek behoort wat buite Wistarus is, maar is alles verwant want met almal ken mekaar. Ja. So ek sou sê dat my lewensmission is om die hoop wat ek ervaar het om dit te deel met mense. En vir hulle te wys dat dit is moet jy hoef nie vasgevang te bly in hierdie hok nie. Jy in hierdie definisie nie, in hierdie label nie. Jy kan loskom, jy kan anders te kies, jy kan anders te leef. Sure. En ons doen maar wat die Here op ons pad sit tot die einde. So, ja. Ek is so dankbaar dat jy jou storie vertel het en ek weet dit gaan so baie mense raak. Ek wil net vir jou vra, as iemand by die huis sit vandag en hierdie dalk kyk en voel hulle is in hierdie donker plek en voel hulle sukkel met verslawing of pornografie of wat ook al dit is, wat sou jy vir hulle sê? Wat 'n raad sou jy hulle gee? Die ding wat my vasgehou het was the shame of it and not asking for help. Dis so waar. Not talking about it. Jy het nou genoem van dat 'n mens dis 'n proses van recovery en dis 'n lifelong proses. Ek ervaar nog steeds temptation. Natuurlik. So ek het mense in my lewe met wie as ek kan voel dit word warm, dan gaan sê ek luister hier. I need help. Ek wil net vir jou sê dat dit is wat ek ervaar. Help my kop net gou reguit dink. Wat is die waarheid en wat is die leuen? Help my net gou reguit dink. So om mense te hê wat jy kan vertrou en om te kan praat oor dit, te kommunikeer oor dit. En ja, soms het jy meer intensiewe hulp nodig. Reach out to that. In terme van verhouding met die Here is vertrou die Here. But then humble yourself to receive the truth. Want dis die ding, change requires work. En jy moet jouself humble onder die Here se hand. Daai egocentric self. Jy kan nie net jou eie manier dinge. Jy gaan to learn to do it differently requires humility. Ja, definitief. En so open it up, break the shame cycle and the shame trap. But be humble and then trust. Want die Here is goed, die Here is getrou. Definitief. Vertrou die Here en doen wat hy sê. En ek dink dis wat die Here doen is, ons is so geneig om hierdie egocentric self te wees, dat ons altyd hierdie ego amper al wil, feed this ego. En ek dink met die Here is dit 'n feit van, you need to take away that egocentric self, because it's not about you. Ja. En dit is baie moeilik om te aanvaar. Dit is baie moeilik om daai mind shift te hê van, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie, there's a bigger picture, en alhoewel jy baie belangrik is die feit dat your egocentric self kom partykeer in die plek van soveel belangriker goed, en then we get stuck in a hole. Absoluut, want ek kan nie voor Jesus moet voorloop. Ja. Die waarheid moet voorloop. Ja, nie wat ek wil hê nie. Ja. En wees gereed om nie altyd jou sin te kry nie, maar die Here se plan is altyd beter. Yes. En as ons hindsight wees, soos jy gepraat het van die Israeliete, presies dieselfde. Ja. Sy plan en sy manier is altyd beter.
Baie dankie Sean. Ek wil vir jou sê dit was 'n ongelooflike testimonie en asseblief kom ondersteun vir Vistarus. Ek weet Nadia het gepraat hoe jy in kontak kan kom om te help en so baie dankie vir jou testimonie en ek weet jy help so baie mense en ek hoop net dat daar nog mense sal wees wat jy gaan help en verskriklik baie dankie. Amen. Dis dit. Baie dankie vir jou. So vandag het ons vir Christian ook hierso by Vistarus en hy gaan homself voorstel. So Christian, baie welkom. Dankie Amike. My naam is Christian en ek werk vir Gatvol PE. Dis 'n gemeenskap-inisiatief waar mense ons betaal vir die diens van gate volmaak. Soos ons al gesien het, is 'n baie duur storie as jy self deur 'n gat gery het en jy het jou band en jou wiel afgeskryf en nou moet jy deur 'n hele proses gaan om dit weer reg te maak. So ons het alternatief geskep vir mense om hulle eie plek en hulle eie land so te sê te verbeter. Met die kouteer wat ons vervaardig hier by Vistarus Mission Station. So ons maak so 50 sakke 'n dag. Ja, dis baie. En ons verskaf 'n ander maatskappy met die naam Supermix hier in Lindsay straat in Sydney. En ja, so dis ons besigheid. Ons dienste is R250 per gat wat ons regmaak. En dit kan jy kry op ons webwerf gatvolpe.co.za. Dan rapporteer jy jou gat wat in jou straat is of waar ook al dit jou pla, jy weet. En dan kan jy nou jou pin drop en dan kan jy sê okay, ek wil dit sponsor. Ek love dit. Afhangende van hoe groot die gat is natuurlik moet ons dit uitwerk volgens die materiaalkostes. Want van hulle is baie groot, né? Van hulle is baie groot en baie skadelik. So ons gaan elke week seker so 3 of 4 keer uit om gate reg te maak. Dis amazing. En ja, dis 'n groot voorreg, jy weet. Ek het groot geword in Port Elizabeth en ek het al gesien hoe dit agteruit gaan en dis net wonderlik om deel van iets te wees waar jy jou dorp kan verbeter en jy weet jy's 'n deel daarvan want die ding is ons weet daar's tye waar jy weet in geskiedenis die Here kan mense ophef en hy kan hulle afbring, maar dit is net so met plekke en lande. Dit gaan op en af en ons glo dat dit gaan nie vir altyd so sleg gaan nie. Ons glo ons kan hierdie land van ons kan ons verbeter. Ons hoef nie terug te sit en te kyk hoe die wêreld brand nie. Ons doen iets omtrent, né? Ons moet iets doen daaraan en ja, so dit is Gatvol PE en dan die ander deel van my werk is die jeug hierso by Vistarus en baie van hulle kom met hulle ouers. So ons is nie 'n kinderhuis of 'n ouerhuis of so nie. So dit is families wat inkom. En ja, hulle is net 'n bietjie rigtingloos. So ons probeer vir hulle geestelik oplei. Jy weet om vir hulle hoop en 'n toekoms te gee waar hulle kan sien weer eens, hulle hoef nie terug te sit en te kyk hoe ander jong mense verslaaf word aan dwelms, hoe hulle bendes volg en 'n krimineel word nie. Hulle kan 'n beter toekoms vir hulle self skep. Verseker. So Vistarus is baie uniek in daai sin waar ek glo nie daar's regtig nog so 'n plek wat op sy eie 2 voete kan staan en kan ander mense help. En hulle self kan verbeter nie. Daar is ander plekke wat dit probeer doen, maar hulle kos baie geld. Te doen. En julle is self-sufficient. Julle is 100%, sorry, ek weet nou nie wat se Afrikaanse woord is, maar jy weet julle is 100% self-sufficient. Alhoewel dit wonderlik is om donasies te kry en al daai goed te kry. Dis amazing dat julle hierdie kan doen self-sufficiently. Ja, maar dis alles net van die Here af. Ek bedoel, ek kan nie na een departement hierso kyk en sê ons is tekort aan iets nie. Dis wonderlik. Ons is aan niks tekort nie. Dis wonderlik. Absoluut alles word voorsien. Ek wil amper sê ons het 'n vinger in die koek in elke maatskappy wat ons ondersteun en hulle ondersteun ons terug.
ek kyk net na ons wonderlike sponsor byvoorbeeld Blue Ribbon. Jo. Jy weet hulle verskaf brood vir ons elke week wat ons nooit op ons eie sou bekostig nie. Dan sal die boere wat vir ons kos voorsien, as maatskappy wat ons gehelp het met die inverters en die sonpanele. Maar ek dink die impetus van ons groei was die kerk. Jo. Jy weet, Kobus het aan die begin van Wisterus het hy 'n visie gesien waar hy geweet het hy moet sy alles gee om hierdie plek te begin. Jy weet, so dis 'n baie soortgelyke storie aan Isak waar Isak moes opgeoffer word om die belofte te kry. En ek dink dit is hoekom mense lief is vir Wisterus want hulle sien dit is die moeite werd om hulle lewe te gee vir hierdie ding wat hulle gaan help en op die einde van die dag help hulle ander mense deur hulle werk en deur die goed wat hulle elke dag kry om te doen. Maar jy het ook jou eie storie, Christian. Ek wil 'n bietjie vir jou hoor. Hoe het jy hier opgeëindig? Vertel my 'n bietjie van jou storie. So hoe ek opgeëindig het is weer eens deur die kerk. So my huidige pastoor is 'n Baptist, Amerikaanse Baptiste sendeling en hy het hierso kom preek en klasse gee vir die leiers aanvanklik en op daai tyd was ek in 'n cult. Kom ons sê baie soos die Plymouth Brethren of die wat hulle noem die Labadists wat in die Duitse reformatie soort van herlewing gepreek het, maar Vertel my 'n bietjie meer van die kult. Hulle hele ding is hulle wil suiwer wees en hulle wil ek weet nie, hulle is asof hulle wil klein bly of iets want hulle verwelkom mense nie baie maklik nie. Soos baie exclusive en hulle wil ander mense afpers wat nie soos hulle is nie. En as jy eers in is? Ja, kyk, hoe ek ingekom het is ek het geluister na 'n preek van Paul Washer in 'n Burger King nadat ek kerk toe gegaan het. En toe sê die ou, "Jesus, hy kan nie glo ek luister na dieselfde ou nie." Want dis 'n legit missionary en evangelis Paul Washer en so dink ek, okay, die ou ken hom. Ek wonder of hy ook lief is vir evangelisasie en sendelingwerk en so aan. Toe sê ja, ek gaan môre gaan preek by West en so aan, wil jy saamkom? Sê ek ja, en of course, ek kan ons nie nee sê vir Ja. En toe eventueel kom dit by 'n plek waar hy is baie krities van my eie kerk gewees en ek het daai kerk toe nou verlaat weens sy houding en opinies en so aan. En ja, toe sit 2 jaar wat ek gemors het. Maar dis deel van jou testimonie. Nee, absoluut, maar daai wildernisjare het my baie geleer en Wat het jy geleer daaruit? ja, ek dink is net nederigheid en om nie jouself op te hef bo ander mense nie. Om die werk te doen en nie deur die woorde te probeer uitkom op 'n plek waar jy nie behoort nie. So Vertel my toe jy in die kult was, het jy besef dat jy in 'n kultus was toe jy daarin was of was dit hierdie brainwashed idee van wat ek doen of het jy hierdie binne gevoel gehad van iets is nie lekker nie? nee, ek het geweet. Ek het geweet. Maar die leierskap het voorkom dat ek moes los. Maar wat my uitgekry het is net die feit dat ek gesien het, okay, die man het nie regtig liefde in hom nie. Hy het nie regtig die mense lief nie. Hy is alles vir homself. So dis daarom Kon jy maklik uitkom of was dit was nie soos was dit moeilik om uit dit uit te kom? Kyk, ek moes my geloof ontken om uit te kom. So dit was 'n taktiek wat ek gebruik het om te sê, weet, ek glo nie meer nie, so. So dis wat jy moes doen om uit te kom. Ja, en dis nie dat ek nie geglo het nie. Nee, maar jy moes daai taktiek gebruik het. Ek moes dit sê sodat hulle my sou verwerp. En ek het nog steeds gegaan na dit
En toe eventueel te sien ek, okay, nee, die persoon het geen Sure. simpatie teenoor dit nie. So dit is hoe hy ongelowig is. So te sê, hanteer is heeltemal verwerp. En dit is glad nie wat die Here doen nie. Die Here vat daai een skaapie wat weggehardloop het en hy bring hom terug. En jy weet, as jy kyk na die verlore seun, die vader het hom met oop arms terug verwelkom en 'n fees gehou. Ja. En dit is hoe dit is vir elkeen wat in Jesus glo. Daar's engele wat juig en jubel oor elke sondaar wat na hom toe kom. En sy genade is verniet. Dit het sy eie seun gekos, maar elkeen van ons kan dit ontvang. Ek sal love om een van jou preke te kom kyk. Dit klink asof jy regtig passievol is en dit is regtig wonderlik. Dit is amazing. Ek wil vir jou vra oor verslawing en het jy ooit gesukkel met verslawing of drank of enigiets soos dit, soos wat die mense hierso, Nee. was dit ooit 'n probleem vir jou? Nee, gelukkig nie. So Okay. ek was aan pornografie blootgestel op 10 jaar oud en ek het verlang met dit gesukkel, maar my geloof help my om dit te vermy. En jy weet dis die krag van die bloed. Dis die krag van die bloed, want elke man het sonde in hom. En as sekere sondes waarmee ek nog steeds sukkel, soos ek is baie lief vir kos en ek is geneig om baie lui te wees. Dis sulke goed wat 'n mens moet oorkom. Ja, definitief. So. En jy het soveel oorkom om te kom waar jy nou is. Ek wil 'n klein bietjie net meer vra oor die mense hierso. Is daar 'n storie wat regtig aan jou geraak het? Jy sê jy is baie betrokke met die jeug hierso. Is daar 'n storie wat jy aan kan dink wat regtig aan jou hart geraak het en regtig jou lewe vir jou amper verander het? Iemand se storie wat hier is. Ek sou sê daar's nie een storie nie, maar dis al die mense wat suksesvol uitkom en 'n werk kry. Ek is nog net 2 jaar hier, so ek ken nou nie ek ken nou nie al die failures en successes so goed nie, maar ek kan definitief sien met die inhou waarmee ek werk. Dit is soos hy kom van niks en hy is wat noem jy dit was hy op straat? Hy het nie ouers nie, hy het gebly by kinderhuis en so aan. En ek kan net sien hy's gewillig en hy wil verander en hy sê dat hy met 'n verslawing noodwendig gesukkel het nie, maar jy weet hy gee nou op met rook en jy weet hy wil vooruit gaan in die lewe. En dit is iets wat mens dryf en wat mens wil hê. Nee, mens moet aangaan met die werk en as tweede kanse vir almal. So ek dink is maar altyd 'n proses. Jy weet 'n storie is nie net een ding nie, is iets wat aangaande is. Definitief. So jy weet selfs die mense wat nou nie die program klaarmaak nie of hulle moet later weer terugkom nadat hulle gerelapse het. Jy weet daar's altyd hoop, altyd 'n kans vir redemption en ek dink dit is die probleem is mense soek daai redemption sonder God en dit werk net nie, want dan mors jy jou geld. Ja, in jou tyd. Dis die waarheid. Maar Christian, ek wil vir jou sê baie dankie. Support asseblief vir Gatvol en vir Vistarus as julle enige pothole sien in die baai. Is dit net in die baai of gaan julle buite die baai ook? Vir nou is dit net nog net in die baai. Okay, maar dalk in die toekoms gaan julle nog uitbrei en you never know. So as julle 'n pothole sien of enige iets en julle wil graag donate om vir hulle te help dat hulle daai pothole vir julle kan gaan regmaak, asseblief kontak vir Gatvol. Wat is die webtuiste daar? Gatvol.pe.co.za. Ons telefoonnommer is 041 484 1106. Asseblief, kom ons maak die baai met geen potholes nie. Dit sal wonderlik wees en ons kan almal nou sê ons is nie meer gatvol nie. Ja, maak die gatvol, nie gatvol wees nie, maak die gatvol. Ek love die naam en die spelling op die naam. Dis wonderlik. Baie dankie Christian. Ek waardeer jou. Baie dankie. So vandag gaan ons praat met Stefan. Hy is hierso by Vistarus en ons gaan 'n klein bietjie meer hoor oor sy storie. So
Baie welkom Stefan Baie en dankie, baie Annelie. dankie dat jy jou storie gaan deel. Ja, is my plesier. Ja, waar om te begin? Ja, waar is die begin? Ja, goeie vraag. Ja, basies wat ek maar so begin, die ding wat my gebeur het is dat ek het vir baie lank baie hard gedrink. So alkohol het basies my lewe verwoes. 2 huwelike, 4 kinders. En op 'n stadium bereik 'n ou rock bottom. Ja. So dit het toe gebeur. Ek het vir 6 jaar in George gewerk. Ook maar gedrink die hele tyd. Later by die werk. My baas was baie geduldig met my. Hoe dit begin Stefan, sorry dat ek jou in die rede val. Nee, welkom. Het dit begin by elke naweek gaan ek net drink of het dit begin by ag ek gaan nou, jy weet, dis 'n Vrydag aand. Hoe daai verslawing begin? Ja, ek glo so. Dit is maar ek dink is 'n kwessie van ek het van skool af gevoel ek pas nie in nie. Okay. Ongemaklik in 'n Ja, vel. ja. En ek het begin drink toe ek 16 was en dit was nog altyd vir my uitkoms. En mense dink heeltyd jy kan dit beheer, maar Nee, regtig ongelukkig nie. Ja, so ja, so dit het maar net geeskalate. Sure. Ja, dit het elke keer veroorsaak dat as dinge te moeilik begin raak het ek na drank gegryp en as dit nog moeiliker geraak het ek weggehardloop. Sure. Uit my huwelike uit die werk uit. En dan gaan drink. En gaan drink, ja, verder gaan party. Ja, verder gaan party. So ja, ek's eintlik 'n Vrystater. Sure. Ja, so ek het met my tweede huwelik het ek maar dieselfde ding gebeur en my tweede eksvrou het gevra ek moet gaan. En my seun het in George gebly en toe het hy vir my gesê dad kom daai kant toe. Kom nou 'n bietjie vakansie vir 6 maande. En toe ek soontoe. Maar toe is jy nog verslaaf Al daai die tyd. pad, nee. Nog al die Toe pad. drink ek nog al die tyd lekker. Toe Ja. toe dan nou dwelms, kokain en MDMA en al daai goed het begin bykom in George. Dit was lekker party geweest. My oudste dogter was ook daar en sy kry toe vir my werk. En toe het ek daar begin werk. Toe het dit beter gegaan op 'n stadium met het ek minder gedrink. Dit gebeur elke keer. Dis die siklus. Dis 'n siklus, ja. So dit gaan beter en jy voel goed. En jy dink okay, ek drink nou 'n bietjie minder, ek kry my lewe agter mekaar, dinge gaan beter gaan. Maar hoe beter mens voel, hoe meer wil jy party. Hoe beter wil jy voel en ja, so dit het toe nou geeskalate dat ek aan die einde van die dag gevra is om te bedank. Sure. Ja. So en toe het ek nou nêrens ek het by die werk gebly. Toe het ek nêrens om te gaan nie. Toe ek wildernis toe. Daar was ek op straat gewees. Sure. Vir 'n hele ruk. Hoe lank was jy op straat? Seker so 'n maand. Daarom nie te lank nie, maar lank genoeg. Ja, As nee. ou gewoond is om. Ek dink een dag op straat is lank genoeg. Sure. En ek het toe iemand ontmoet of vriende gemaak met iemand op straat en ons het toe saam getravel. Al die pad tot in Grahamstown. Sure. Was hulle ook op straat? Ja. Ja. En ons het nou maar so gehitchhike tot in Grahamstown. Sure. En toe een oggend met 'n slenter saam met die pasiëntbusie van die hospitaal het ons teruggekom PE toe. En by Livingston Hospitaal het ek ingegaan om te gaan brood koop. Toe ek uitkom toe hy weg met al ons goed. Toe staan ek en dis my eerste dag in PE. Ag nee, nou is jy het niks Ek nie. het niks oor nie, ja. Sure. Toe is ek nou in dieselfde straat wat ek nou werk, commercial, het ek op en af gestap, gebeur of 'n sigarette. Sure. En daar op die hoek van Uitenhaag en Commercial is daar so 'n eilandjie, daar kry ek 'n oomie. En hy sê toe vir my luister probeer Wisterus. Ja. Kom hierdie kant toe. En toe stap ek om. En ek sien by sekuriteit en ek het sommer net ingestap. Nog net so arrogant soos altyd. Exact nou. In elk geval en ja, toe roep hulle vir Eric Knight uit die personeelbestuurder hierso.
sê vir my, hulle kan my nie help nie want ek moet e-mail stuur om 'n onderhoud te kry. Dis maar hoe die proses werk. En ek sê vir my, okay, hy verduidelik my nou toe nou na 'n ander plek toe. En net voor ek uitstap toe draai hy om en hy vra my waar slaap jy vanaand? En daar het ek die Here se hand in my lewe gesien. Dis die grootste wonderwerk wat ek nog ooit beleef het. En ek sê vir hom nee, ek weet nie, ek sal seker maar ernstig. Hy sê wag net 'n bietjie. Kom hy geelhuis toe en toe kom hy terug 5 minute later toe sê hy ons het vir jou bed. Ja. Net so. Dis Dieselfde dag wat ek hier land wat ek al my goed verloor het, Ja, daar kry jy 'n plek om te kry ek 'n bly. plek om te bly. Ja, en Wister het basies my lewe gered. Dis Dus, amazing. Ek wil graag teruggaan na die alkohol toe. Wat het die alkohol vir jou gedoen? Wat het dit is dit 'n pyn wat dit weggevat het, wat dit jou laat vergeet het? Ja, dit het die lewe net makliker gemaak. As ek het so half jy het gedink, dit was 'n illusie wat dit geskep het. Ja. So dit was amper half hierdie illusie dat wanneer ek drink, dan gaan al my probleme weg en ek voel goed. Ja, dis hy. Sure. Ja, ek is my lewe lank maar ek is maar 'n moeilike kind gewees. Hoe was jou kinderlewe? Eintlik baie goed. Ek het in 'n goeie huis groot geword, Christelike huis. Ongelukkig en ek weet nou nie of 'n ou kan sê ongelukkig nie in 'n tyd wat in die apartheidsjare wat dit baie streng was. Ek het in die gereformeerde kerk groot geword. My pa was baie streng. Lyfstraf was 'n groot ding geweest. Maar ek kan nie regtig hulle blameer vir enigiets nie. My ouers nie, want hulle het regtig net hulle bes gedoen. Wat hulle kon doen. Wat hulle kon doen, ja. Ja, ou het maar ek het nog altyd 'n tendens gehad om moeilik te wees en hare kwas te wees en my eie ding te wil doen. Dink jy dit was omdat jy nie ingepas het nie en dit is meer van dit het nie regtig gegaan oor ek is jy weet windgat of ek wil dis meer maar waar pas ek nou eintlik in? Ja, ek was hoofsaaklik maar antisosiaal geweest. Ja. Nie lekker ingeval by Ja. En mens wil graag mens het tog daai neiging Natuurlik, dis mense, ja. Jy wil graag inskakel. En drank het natuurlik gehelp om in te skakel. Want dan is jy heeltemal 'n ander persoon en jy doen enige iets en dis hy. Sure. Toe kom jy by Wister, hoeveel jaar terug was dit nou gewees? Dit was November 2024, so 'n jaar en 8 maande terug, ja. En vertel my van jou laagste punt wat in jou hele reis van jou verslawing. Wat sou jy sê was jou laagste punt gewees? My laagste punt, ek dink toe dit het baie gevat om daar te kom omdat ek so arrogant en eie geregtig was. Maar my laagste punt was ek kan nie vir jou sê spesifiek wanneer dit was nie, toe ek besef het wat se skade ek my kinders aangedoen het. Ek dink dit was rock bottom dink ek was toe die ou my goed gesteel het hierso, ja. En toe gebeur die grootste dit is hierdie dit is so hierdie Here kom vir ou deur op daai oomblik wat ek nie verwag nie. Wat jy nie gevra het eers daarvoor nie, ja. Het jy jouself vergewe vir wat jy aan die mense gedoen het en jou kinders? Ja, dis die enigste manier om regtig waar gesond te begin word. As jy ek dink sodra as wat mens die vergifnis wat jy van Jesus af aanvaar. Want dit is een van die moeilikste goed. Jy kan nie dink ek het soveel goed gedoen, ek is so 'n slegte persoon. Hoe kan Jesus my vergewe? Die oomblik as jy dit aanvaar, kan jy jouself ook vergewe. Definitief. Ja. Maar as jy nie tot daai punt kan kom nie, dan gaan jy nie gesond word nie, ja. Iemand het die ander dag vir my gesê vergifnis is soos om iets te dra op jou rug, 'n sak met klippe in. En hoe meer klippe jy het, hoe meer swaarder raak dit vir jou. Ja. So jy kan nie vergifnis kry wanneer jy nie jouself vergewe het en daai klippe uitgehaal het nie. En ek dink dit is so mooi gestel dat vergifnis jy hoef nie vir daai persoon te sê nie. Jy hoef nie vir daai but it has to happen within yourself. Jy moet jouself kan vergewe. Dis baie belangrik. Dit is belangrik, ja. Sure. En hoe lyk die pad nou vir jou? Sê vir my 'n bietjie nou, dit is 'n jaar en 8 maande. Jy lyk wonderlik. Vertel my 'n bietjie nou, hoe lyk jou dag day to day? Ek is op hierdie stadium werk ek by die charity shop. Daar so by die plant. Dit is buitekant Westres, dis daar in Commercial Road. Saam met 'n dame daar. So ons ontvang nou maar al die skenkings wat hulle nie hier gebruik nie en dan word dit verwerk en verkoop. Wat baie lekker is.
En ja, dit is my dag tot dag. Dan is ek leier op 'n vloer by die renters. Ja, op die tweede vloer wat ook lekker challenging is, maar ek is mal oor om met mense te werk. Ek het nog altyd goed met mense oor die weg gekom. So dit is maar soveel lekker dinge wat nou gebeur. Dit is wonderlik. En elke dag is challenging. Geen dag is dieselfde nie. So ja, ek is in 'n baie goeie spasie. Ek is ongelukkig al 'n bietjie ouerig, so vir my om nou te gaan werk soek buitekant Dis moeilik. gaan my nie baat nie. Ja. So ek probeer excel hierso. Ek werk vir Wisterus. Ek glo ook in die cause hierso. Dit is vir my baie belangrik om met die mense te gesels, betrokke te raak by ouens wat so 'n bietjie hulp nodig het. En ek dink as dit van iemand afkom wat selfideer is dit het net 'n ander impak. As ek wat nou vir jou vertel jy moet dit en dit, maar ek was nog nooit daardeur nie. Jy weet dit is soveel meer, daar's soveel meer krag vir iemand wat ek het hier voor hierdie deur gestaan met niks en kyk waar's ek nou. So dit daar's soveel krag in jou testimony want jy was daardeur en dit is wonderlik om ander mense te kan help. Dis reg, ja. En die ding is dit bly 'n lewenslange stryd. Te doen. Hoe hanteer jy nou 'n dag wat dit moeilik gaan of 'n dag wat jy miskien iets nuus ontvang het wat jy weet moeilik is? Wat is jou coping strategies nou in plaas van na die bottel toe gaan? Ja, daar's ek dink die grootste is en dit klink miskien cliché, maar ek meen ek gaan op my knieë. Ek bid. Dis maar al ek het ek het geleer dat jy kan enigiets na Jesus toe vat. Elke challenge, elke taak wat vir my voorlê in die dag, gee ek in die oggende vir hom. En dit is amazing hoe selfs klein goedjies regloop as mens hom gevra het om te help. Ja, so dit is die ding. En dan die ander ding is ek dink dis ook lekker om terug te kom en te weet jy's veilig hierso. Dit maak 'n groot verskil. En dis mense om mee te praat. Daai is so belangrik om te praat. Ja, en mense het vriende hierso en daar's altyd iemand wat vir jou sal luister. Dis wonderlik. Dis amper soos daai gemeenskap wat jy amper half bymekaar hou en dit is so daar's soveel krag in dit. As jy alleen is dan hoe maklik is dit om nie net terug te gaan na daai verslawing toe. Jy weet as jy hierdie gemeenskap het van almal wat struikel en saam deur dit kan gaan, is daar soveel krag daarin want jy have a sense of belonging. Jy hoort eers. En jou hele lewe lank was dit, maar waar pas ek nou eintlik in en hier kry jy regtig jou purpose en jou belonging. Ja, dit is verseker dis 'n amazing plek hierdie. Dis al wat ek kan sê oor Wisterus. Ek meen ek en Sean het nou buite gepraat. Ek meen dit is mens weet nie van die plek. Dis nie asof dit nou alhoewel hulle adverteer, dit is so uniek. Dit is so absoluut uniek en ek is so trots om hierso te wees. Om deel te wees van Wisterus en my deel te doen. Ek meen, die blote feit dat ek hierso sit vandag. Dis 'n wonderwerk. Ja, maar ek meen hierso in hierdie onderhoud, ek is op hierdie stadium is ek glad nie lief vir aandag op. So baie dankie. Ek waardeer dit baie dankie. Of om in die kollig te wees nie. Ou het heeltemal my hart het so verander dat ek nie meer 'n arrogante ou kan wees wat ek was nie. Heeltemal verander. Ja, totally. My laaste vraag wat ek vir jou het is iemand wat nou by die huis sit wat dalk, jy weet, sukkel met verslawing of sukkel met wat ook al dit is, wat se raad sou jy vir hulle gee? Ja, dis 'n moeilike ene want jy moet self besluit. Jy moet self besluit om dit te los. Jy kan bid so hard as wat jy wil en jy kan vir die Here vra soveel keer as wat jy wil om jou te help. Hy sal mettertyd, maar as jy nie daai besluit self neem. Jy moet besluit en jy moet wil. Probeer dit, try dit net. Probeer net besluit, luister, ek stop nou. En die ander ding is jy kan dit nie alleen doen. Kry hulp ernstig. Kom Wisterus toe. Kom Wisterus toe, dan sê stuur 'n e-pos dan kom jy hierso. Of kom net deur die deure soos kry hulp, Maar baie dankie. Ek waardeer dit so baie dat jy jou storie gedeel het en ek weet dit gaan so baie mense raak daar buite en ek wil vir jou sê dankie en
ek is baie trots op jou. Dit is amazing jou storie en wat jy deurgegaan het en van straat tot hierso en hoe jy nou mense help. Ek dink dit was regtig jou bestemming en as daai goed nie met jou gebeur het nie, sou jy nie nou hier gewees het nie. Absoluut. So dit is vir my wonderlik. Dit is regtig wonderlik. Baie dankie. Dankie vir julle ding ook hoor. Baie dankie. Ek amazing. waardeer dit. So ons sit vandag by Anna en sy gaan haar storie 'n bietjie deel. So Anna, baie welkom en baie dankie dat jy jou storie gaan deel. Dankie. Dankie dat ek hier is. Ek wil graag vir jou hoor, waar het jou storie begin? My storie het begin in 2015. Toe ek dwelms ontdek het. Toe my meisiekind se pa oorlede is. Toe het ek begin dwelms doen. Toe het ek alles verloor. Ek het my huis verloor, ek het my motors verloor, ek het my familie verloor. Ek het tot my kinders verloor. Hulle was spytig as hulle ma. Ek het op straat gebly. Ek het in tente by die treinspoor gebly onder. Ek het verskriklik baie kilos gehike. Om te soek na 'n plek om te bly sonder my kinders. My kinders wou niks met my te doen gehad het nie. Hoe oud was hulle toe? My twee seuns was al in hoërskool. Okay. My dogtertjie was 3 jaar oud. Dis toe haar pa oorlede is. Toe het ek haar vir my pa gegee om agter te kyk. En die seuns, waar was hulle? Hulle was in Uitmaag by hulle pa. Okay. Ja. En ons het verlede jaar, en toe het ek my man ontmoet wat ek nou mee getroud is. Ons was albei op dwelms, albei op straat gebly saam, baie swaar gekry. Ons het op robots gestaan in Bethel. Toe het ons vir 14 Augustus verlede jaar hiernatoe gekom. Ons het ingekom by Wisterus. Die Wat het eerste jy laat maand, besluit om te kom? dit het nie my laat besluit nie, my man het besluit. Regtig? Ons gaan nou Wisterus toe, ons kan nie meer so leef nie. Ek wou nie. Regtig. Maar hy het gesê kom ons gaan. Toe sê ek maar hulle gaan ons help, want ons was al van tevore daar en hulle het altyd gesê daar's nie plek nie. Toe sê hy net vir my liefie, ek het 'n gevoel. Sjoe. Ons gaan Wisterus toe. En ons het Wisterus toe gekom. Hulle het dinge rondgeskuif vir ons. Ek het in die bungalow gebly, hy het in 'n ander bungalow gebly. En die eerste maand was dit maar net vir my, ons is maar hierso, ons is maar net omdat dit koud is buite, dis kom ek hier is. Hoe was dit om sonder dwelms te wees daai eerste rukkie, want ek bedoel jy was verslaaf gewees. Nou kom jy hier, nou kan jy nie gebruik nie daai onttrekking. Ek kan sê dankie Here, ek het nie onttrekking gehad daarin. Nee, dit was net ek was bietjie moody. My man self was bietjie moody. Maar hier by die tweede maand, so sê ek man, die mense praat van die Here, ek het die Here geken. Maar hulle sê as jy aanhou bid, kom dinge waar en ek het begin bid. Ek het elke aand, elke dag, as ek gewerk het, het ek gebid. Net om kontak te hê met my kinders, want my dogter het ook gesê sy wil niks met my te doen nie. Ek wou self moord pleeg hier in Wisterus, toe sy vir die mense oor die foon sê sy wil niks met my te doen nie. En ek het baie hard gebid en 2 maande verlede jaar Oktober, toe trek my dogter by my in. Dis wonderlik. Die einde van verlede jaar toe het my seuns begin kontak maak met my. Ons praat gereeld, ons kuier gereeld. So bly. My pa het weer met my begin praat, my familie het weer met my begin praat. Ek het 'n goeie geleentheid, ek studeer nou vir 'n onderwyser. Ag, dit is wonderlik. Ja. So en ek wil net sê gebed help. Ja. Ja. Gebed help en ek sal vir ewig dankbaar wees dat hulle vir my die hekke oopgemaak het by Wisterus. So. Want sonder Wisterus en die ondersteuning wat ons hier kry, sou ek dit nie kon doen nie. So. Waar dink jy sou jy nou gewees het? Ek sou seker dood gewees het. So. Want ek was vele kere amper dood gewees. Nou, ek wil praat oor toe jy op die straat gebly het. Hoe survive mens op die straat? Soos hoe kry jy geld om die dwelms te gebruik? Waar gaan slaap mens? Kyk, ons het dwelms gebruik om rede dit nie veilig is om te slaap op straat nie. Jo. Om wakker te kon bly. So om jouself wakker te hou. Het ons die dwelms gebruik. Jo. Die in Port Elizabeth is dit baie gevaarlik Ja, op ek straat. weet. Dis baie. Ons was al hoeveel keer aangerand, ek en my man. Ag, Wat ons moes hardloop vir ons lewe. Ons goedjies wat ons gehad het, het hulle gevat. so. En ja, dit was maar net baie erg. En daai tyd as jy byvoorbeeld nou verslaaf is aan dwelms,
Het jy 'n idee in jou kop soos wat aangaan of is dit net van ek wil net my volgende fix kry? Yes, ek wil net plan maak vir my volgende fiets. Okay. So jy worry nie daai tyd oor Ek worry oor enige iets anders te nie. Ek het nie eers daai tyd eintlik gedink aan hoe gaan dit met my kinders Ja. of jy worry net oor jou volgende fiets, survival. Ja, ja. En my survival was my volgende fiets want ek kan nie gaan slaap nie. Ja. Ek moet wakker bly. En het jy ooit siek geraak dat jy hospitaal toe moes gaan Ja. of daarom nie? Nee. Sjoe. As jy nou terugkyk, wat sou jy vir jouself wou gesê het die eerste keer wat jy daai dwelms gebruik het en jy kon teruggaan en na daai vrou toe gaan praat? Wat sou jy vir haar sê? Moenie. Moenie. Dit gaan nie goed eindig nie. En dit was net een simpel aand. Wat ek nie die pyn kon vat oor rede my kind se pa oorlede is nie en dis nie waar dit gestop Was 'n pleister. Dit was 'n pleister en toe ek my kon kry, toe het ek naalde in my arms. Ja. Ek is so dankbaar dat jy of vir jou man, want ek soos jy sê dit was nie jou besluit gewees nie. Hoe het dit gevoel dat iemand anders daai besluit vir jou gemaak het? Want baie keer voel ek jy moet self daai besluit maak. Ander mense kan 100 keer vir jou sê jy moet ophou. Natuurlik jy weet jy moet ophou. Yes. Maar as jy nie self daai besluit maak nie en in jou situasie het jy nie self daai besluit gemaak nie. Jou man het gesê oor die ons gaan. So, hoe was dit vir jou om amper al geforseer te gewees het om te gaan, maar jy het tog nog steeds opgehou? Ek wou hoeveel keer in die eerste maand wat ek in Wisteris gekom het, wou ek net loop. Ja. Want ek is 'n persoon wat nie daarvan hou as iemand my sê jy gaan dit of nie. Maar met die hulp van my man en die ondersteuning wat ons kry in Wisteris en moet gebede, het dit baie makliker geword. En as ek terugkyk, ek het baie ver gekom. Ja. Ek het baie bitter ver gekom. Dis wonderlik. As jy vir iemand by die huis wat nou verslaaf is aan enige iets en hierdie dalk kyk, wat sou jy vir hulle by die huis wou sê? Dat dit is nie die einde nie. Dwelms is nie jou antwoord vir jou probleme nie. Dis inteendeel net meer probleme. Ja. En bid. Bid hard en vra die Here moet jou help. Maar hoe deel jy met daai pyn? Dit is soveel makliker om 'n bottel te gryp of dwelms te gryp. Dit laat jou vergeet van daai pyn. Wat is 'n ander manier om met daai pyn te deel? Gebed. Gebed, vrou. Gebed werk. Ja. Toe die dwelms nou uit my stelsel uit is en het ek baie pyn gehad wat ek mee moet deel wat met my in die verlede gebeur het Jy moet deur dit gaan. En ek het gebid. Ja. En as jy goeie ondersteuning het, Ja. dit werk ook. Ja, ek dink ondersteuning is baie belangrik. Ondersteuning is baie belangrik. Ja. Vanaand van familie Ja. en vriende. Ja. Ek het baie goeie mense hier ontmoet. En met die genade van bo. Sjoe. En die woord is van die Here, die antwoorde is daar. Sjoe. Dis 'n wonderlike storie. En waar is jy nou? Waar is jy nou op jou genesingspad? Waar is jy nou? Hoe lyk die toekoms vir jou? Baie bright. Amper so helder soos hy lig daar. Nee, ek is baie gelukkig en ek is bly. Ja, En wat wil jy graag doen? Wat is jou missie? ek wil met kinders werk. Ag, dis wonderlik. Dit is ek het dit nie geweet van myself nie. Ek het dit ontdek verlede jaar hierso. Sjoe. Hoe het dit gebeur? Hulle het my gevra wil ek gaan uithelp in die crash. Agter kindertjies kyk. En ek het dit gaan doen en ek is verskriklik lief vir my werk. Ek is baie lief vir wat ek doen. Ek is bitter lief vir elke kind wat hier inkom wat onder my sorg is. Ja. En Dis om regtig dit te 'n passie. sien, yes, hoe hulle groei van 'n kind wat nie 'n potlood kan vashou nie, hy kan sy eie naam skryf. Ja. Dit beteken baie vir my. En jy maak 'n verskil. Yes. Jy is die persoon wat 'n verskil maak in daai kind se lewe. En ek dink dit is so wonderlik want die kinders wat hier ook is, het nie gekies om hier te wees nie. En ek dink dit is my so wonderlik dat jy so passievol is en hulle iemand het wat so
passievol is oor hulle werk dat hulle jy amper hulle so jy weet omvou en regtig 'n veilige plek is vir hulle om te kan leer en te kan groei in 'n veilige plek want dit is nie hulle keuse dat hulle hier is nie. Nee. En dis my hartseerste. Maar hulle is almal bitter gelukkig. Ja. Hulle is. Ja. Ja. En baie dankie. Ek wil vir jou sê jou storie was so ongelooflik en as ek luister na almal wat hier is en die pad wat hulle gestap het en ek dink die groot kern is almal het hulle geloof gevind en ek dink dit is regtig die kern van alles. Yes. Almal kom terug na ek sou dit nie kon doen sonder die Here en sonder die support en die ondersteuning wat hier is nie. So baie dankie dat jy jou storie gedeel het. Ek waardeer dit ongelooflik baie en sterkte en ek kan nie wag vir jou om 'n onderwyser te wees en ek sien uit. Baie dankie. Baie dankie. Staan nog jy, staan nog saam.